Vanaand gaan net 'n breë oorsig wees oor waar kom ons Bybel vandaan. Mens kan jare daaroor praat, en ek wil nie vermoei met al die feite nie. Ek wil net hê dat u as kind van die Here sal weet, min of meer, wat het gekos het om hierdie boek hier te bring, en dat u sal weet, dit is nie iets wat u as vanselfsprekend moet aanvaar nie. Wat maak hierdie boek wat ons noem die Bybel anders as enige ander boek? Hoekom noem ons dit die woord van God? En ek vertrou dat die Here vir ons gaan help om met waardering weer hierdie miskien vir baie bekende feite onder oë te mag neem. Nou ja, vir ons kinders wat hier is vanaand, daar was nie altyd gedrukte boeke op papier soos wat julle dit ken nie. In die vroegste tyd het mense geskryf, in die begin op klippe, of stene, of klei tablette, later op papyrus, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, later op perkament, rolle wat maar velle is van diere, en eers later het die drukpers gekom en papier soos wat ons dit ken, en kyk waar staan ons nou al vanaand, wat die elektroniese media aanbetref en rekenaars aanbetref, om te dink dat jy op een rekenaar, ek dink ek het baie 60 verskillende vertalings op my Bybel, volledige Bybels. Waar trek ons al? Maar ons praat vanaand oor hierdie kosbare boek, waarvan daar in ons huise dikwels meer as 1 is, 2, 3, 4 en meer. Waar kom het vandaan? Nou, soos aan u genoem, papyrus was van die materiaal waarop van die vroegste boeke geskryf is. Nou, wat is papyrus? Dit is 'n watergras met 'n lang stingel wat in die antieke tye veral aan die oewers van die Nylrivier in Egipte gegroei het. En die wetenskaplike naam van hierdie papyrusplant is die Cyperus papyrus. En die kern, die middelste gedeelte van hierdie stingels, was in dun reepies gesny en dan is dit saamgepers om te dien as die papier daarop dan nou geskryf is. Die Grieke van die ou tyd het die papyrusplant biblos genoem. En dit behoort nou al by u 'n klokkie te lui. Biblos, Bybel. Die Grieke het daardie papier waarop geskryf is, biblos genoem. En deur 'n natuurlike proses is hierdie benaming en ander variasies daarvan aangewend vir die skryfmateriaal wat van sulke plante gemaak is. So, as hulle gepraat het van biblos, het hulle geweet, dis iets wat geskryf is, of waarop geskryf is. Nou die Griekse woord Biblia is 'n meervoud van biblos. As kinders wat weet wat enkelvoud is, een skaap, baie skape. Een biblos, baie Biblia. Dis die meervoud. En hierdie woord Biblia, as jy dit nou verder vereenvoudig, beteken 'n versameling boeke. So ons weet daarom ten minste nou wat die woordjie Bybel beteken. As ons sê Bybel, dan sê ons in die Griekse taal eintlik Biblia, en ons sê eintlik 'n versameling boeke. En dit is presies wat ons Bybel is. Ons Bybel bestaan uit 66 boeke, waarvan 39 in die Ou Testament is en 27 in die Nuwe Testament. Ek vertrou iets geweet daar 66 boeke
in u Bybel. Hierdie 66 boeke is geskryf deur 40 verskillende skrywers. Dis die aantal mense wat geskryf het aan die Bybel. Nou, hulle het onafhanklik van mekaar geskryf. Met ander woorde, dit was nie 40 ouens wat by mekaar gekom het in 'n groot saal en by tafels gaan sit het en gesê het, luister, ons moet nou 'n boek skrywe. En dis die tema nie. Hulle was onafhanklik van mekaar en het in die meeste gevalle nie eers van mekaar geweet nie. Die eerste en die laaste skrywer het 15 eeue uit mekaar gelewe, 1500 jaar. En om dit nog erger te maak, hulle het vanaf verskillende vastelande geskryf, verskillende plekke. Nou wil ek vir u vra, as 40 van ons mekaar nie geken het nie, en as ons 1500 jaar uit mekaar geleef het, as ons op verskillende plekke gebly het, en ons moes 'n boek skrywe, hoe dink u sou daai boek gelyk het? Een ou sou geskryf het oor sy plaas, 'n ander ou sou geskryf het oor sy familie, 'n ander ou sou geskryf het oor sy werk, 'n ander een oor sy vrou of sy meisie, of u verstaan, die situasie hier alleen, maak het eintlik uit 'n menslike poging onmoontlik dat daar 'n boek soos die Bybel sou wees. Veral as mense in ag neem dat dit nog in 3 tale ook geskryf is, Hebreëus, Aramees en Grieks. Die Ou Testament is hoofsaaklik in Hebreëus geskrywe met klein gedeeltes in Aramees, en dan die Nuwe Testament natuurlik in die Griekse taal. So dit maak die saak nog ingewikkelder as ons nou verskillende tale sou gebruik om hierdie oefening aan te pak van om 'n boek te skrywe. So dink 'n bietjie uit 'n praktiese oogpunt daaraan, en dan kan jy al reeds hier in die begin sien dat hierdie boek wat ons die Bybel noem, is 'n besondere boek. Hoekom? Hierdie 66 boeke handel oor een sentrale persoon, een sentrale figuur, en sy naam is Jesus. En 'n mens kan, as ons die tyd gehad het, en miskien moet 'n mens dit by geleentheid op 'n Woensdag aand doen, ek het dit jare terug gedoen, om deur die boeke van die Bybel te gaan. Met ander woorde, dit gaan 66 Woensdae aande vat, is baie meer as 'n jaar. Dan kan ons presies sien dat elke enkele boek in die Bybel, as jy dit sou opsom, handel dit oor een persoon, naamlik Jesus. Jy vind hom van bladsy 1 af tot by die laaste bladsy. Hy is die sentrale figuur. Nou dink terug aan wat ek vir u genoem het. 40 verskillende skrywers oor 'n tydperk van 1500 jaar, van verskillende plekke in verskillende tale, onafhanklik van mekaar. En jy vat dit wat daai 40 persone geskryf het, party van hulle het meer as een boek geskrywe, met ander woorde, dit maak het 66 boeke, en almal skryf oor een persoon, Jesus. Een sentrale boodskap. Dit wat hulle geskryf het, praat van dieselfde saak. Dis waartoe elke boek mik. Die sentrale boodskap van die Bybel. Johannes 3 vers 16, iemand het gesê, as jy ooit die Bybel sou opsom, dan kan jy dit doen met Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo,
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis waaroor dit gaan vanaf Genesis tot Openbaring. Wat vind ons in Genesis 3? Toe die sondeval plaasvind. 'n lammetjie wat geslag word. Wat vind jy in die laaste hoofstuk van die Bybel? 'n lam. Jy vind dit reg deur die Bybel. God wat 'n offerlam daar gestel het, sodat ek en jy nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die sentrale boodskap. Geen ander boek wat deur soveel mense en in sulke omstandighede geskrywe is, sou dieselfde resultaat oplewer nie. Nou, ons praat bietjie vanaand oor waar kom ons Bybel vandaan, en ons het nou reeds gesien, waar kom die naam vandaan, Bybel, kom van die materiaal af, wat vir skryf gebruik is, of waarop geskryf is, en, maar hoe dit gebeur, dat dit gebeur het. Dan sien ons in die eerste plek, God self het beveel, dat sy woorde opgeteken moet word. Inteendeel, God self het die kern van hierdie Bybel geskryf. So eintlik, as 'n mens dan nou so wil praat, is daar meer as 40 skrywers, as eintlik 41. Want God self het 'n gedeelte geskrywe. Eksodus 24 vers 12. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Daardie 2 kliptafels waarvan ons lees in Eksodus, God self het hulle geskryf. So hy beveel nie net dat sy woorde opgeskryf moet word, hy het self sy eie woorde neergeskryf, en dit is opgeneem in hierdie boek wat ons noem die Bybel. In Jesaja 30 vers 8 byvoorbeeld, staan daar, gaan nou in en skryf dit op 'n tafel in hulle teenwoordigheid en teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir later dae, vir altyd, tot in ewigheid. So die gedagte van die Bybel het sy oorsprong nie in die hart van mense nie, maar in die hart van God. Openbaring 1 vers 11. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek. So leer die woord van die Here vir ons dan in 2 Timoteus 3 vers 16, dat die hele skrif, al die boeke, is deur God ingegee. Hy het mense geïnspireer om deur die Heilige Gees sy woorde neer te pen. Nou ons moet onthou, daar was nie net 66 boeke, verskillende boeke in omloop, en wat dan nou maar later in een boek saamgevat is nie. Net soos vandag, as jy in 'n biblioteek ingaan, is daar duisende boeke. So was daar ook in hierdie tyd waarin die Bybel geskryf is, was daar ook baie ander geskrifte, ook godsdienstige geskrifte. En die wonder van die Bybel is, dat die Bybelboeke 'n manier gehad het, om heeltemal bo hierdie ander geskrifte uit te styg, omdat dit gemeet kon word. Daarom word van die Bybelboeke gepraat as kanoniese boeke. Dit kom van die woord kanei. Die woord kanei beteken 'n riet of 'n meetstok, iets waarmee jy meet. En in teologiese taal praat ons dat die Bybel het kanoniese gesag. Nou, kanon is nie 'n ding waarmee jy skiet nie.
As ons praat in die teologie van kanon, dan sê ons is iets wat gemeet kan word, is iets wat getoets kan word. En wat ek eintlik vir u wil sê is, ons kan die Bybel toets. Dit wat in die Bybel opgeskryf is, kan gemeet word. Dit kan geverifieer word. En dit is een van die redes waarom die Bybelboeke bokant al die ander geskrifte uitgestyg het, juis omdat dit verifieerbaar was. Dit kon nagegaan word of dit wel so is. Kom ons kyk byvoorbeeld in Deuteronomium 11 vers 7, staan daar, maar julle eie oë het gesien al die groot werke wat die Here gedoen het. Alles waarvan daar geskrywe is, al die wonderwerke, as ons net dink aan Egipte en die wonderwerke daar, en die see wat gekloof is, die Jordaan wat gekloof is, die voedsel, al die wonderwerke. Die mense wat dit gelees het in daardie tyd, sy eie oë het dit gesien. Dit was nie iets wat op 'n ander plek gebeur het nie. Hulle self kon gesê het, ja, dit wat hier staan, ons was daar. Ons het dit gesien met ons eie oë. Met ander woorde, daar is iemand wat getuienis gegee het, wat gesê het, dis die waarheid. Ons het dit gesien. Psalm 111 vers 2 sê die werke van die Here is groot. Nagespeur word hulle deur almal wat daar 'n welbehae in het. Mens kan gaan navorsing doen, jy kan dit gaan naspeur, om te sien of dit so is. Daar's ander geskrifte, ook godsdienstige geskrifte, en dit staan bekend as die apokriewe of bedekte boeke. Nou, in die Romeinse Katolieke Kerk se Bybel vind jy ook hierdie apokriewe boeke. Hulle het dit bygevoeg by hulle Bybel. Dit is nie in ons protestante se Bybel nie, met 'n goeie rede. Ons voel, as ons na ons Bybel kyk, dan vind ons dat God openbaar hom deur hierdie 66 boeke. En ek self het al van hierdie apokriewe boeke gelees, en ek gaan net vir uittreksels wys. Die oomblik as jy dit lees, dan kom jy dadelik agter wat is versinsels, en as jy die Bybel lees, dan kom jy agter, maar hier is iets anders aan die gebeur. God is aan die woord. Now, the name is given to some books between the Old and the New Testaments. They are not accepted in the Protestant Church as part of the canonical books. They were written after Old Testament prophecy, oracles, and direct revelation had ceased. The historian Josephus rejected them as a whole. They was never recognized by the early church as of canonical authority or of divine inspiration. Jesus never quoted from them. Hierdie apokriewe boeke, jy kry Oud Testamentiese apokriewe en jy kry Nuwe Testamentiese apokriewe. Die Joodse geskiedskrywer Josephus het hierdie boeke as 'n geheel verwerp, en so ook die vroeë kerk, die eerste kerk, maar belangriker as alles, Jesus self het nooit uit hulle uit aangehaal nie. Daar is 'n paar van hierdie boeke, ek het dit nou in Engels, additions to Esther, met ander woorde byvoegings tot Esther, Baruch, letter to Jeremiah, en so kan jy nou maar aangaan, en 1 en 2 Makkabees. Dis Oud Testamentiese apokriewe boeke, en die Romeinse kerk het dit by hulle Bybel gesit. Nou, Jesus het 64 keer uit die Oud Testament uit aangehaal, en nooit uit enige ander bron nie. Nooit het die Here Jesus gesê, dit sê een van die apokriewe boeke, en dit by name genoem, of iets daaruit aangehaal wat jy kon terugvoer daarheen nie.
terwyl hy 64 keer aangehaal het uit die Ou Testament, soos wat ons dit in ons Bybels het. Ek wys vir u hier 'n voorbeeld van 'n apokriewe geskrif 2 Makabeus 12 vers 43 tot 45. Die laaste deel sê, whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. Hier is mense wat 'n bydrae in silwer gemaak het vir mense, vir hulle familie wat dood is, sodat hulle verlos kon word van hulle sonde, die wat dood is. Nou, u wat sondagoggend hier was, Martin Luther, die 95 stellinge wat hy in die Wittenbergse kerk deur vasgespijker het, was hoofsaaklik gemik op hierdie praktyk in die Romeinse kerk. Hulle het 'n gebruik gehad om fondse in te samel, en dis waar die kathedrale in Europa vandaan kom. Hulle het nie geld gehad om dit te bou nie, en toe maak hulle 'n plan. Toe sê hulle, voordat 'n mens se siel hemel toe gaan hy na die voorportaal van die hel toe. Hulle noem dit die vage vuur. So as jy sterf, volgens die Romeinse kerk, gaan jy vage vuur toe. Maar die oomblik wat jou familie 'n bydrae lewer, en dit het hulle net so gestel, die oomblik as die muntstuk onder in die skatkis klingel, dan skiet jou siel uit die vage vuur in die hemel in. My broeder en suster, ons lag vanaand daaroor, maar u moet onthou, soos ek vir u gesê het, die gewone lidmaat het nie toegang tot die Bybel gehad nie, die preke was in Latyn wat hulle nie verstaan het nie, en hulle het alles vir soetkoek opgeëet wat die kerk aan hulle verkondig het. Maar nou sien ons waar kom die Katolieke aan hierdie dwaling uit die apokriewe boeke. Dis in hulle Bybel. Dat jy kan betaal vir die verlossing van jou familie wat al reeds dood is. Kom ons kyk bietjie na die Ou Testamentiese kanon. Ons sien dat die wet of die Torah, dis die eerste 5 boeke in die Ou Testament, was baie vroeg reeds as die woord van God beskou. Ons lees in Nehemia 8 vers 2 en Esra die skrifgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring. Hier noem Esra of Nehemia noem dit dat die boek van die wet is deur die Here beveel. So, dit dra gesag, want die Here het dit beveel. Hulle het dit as gesaghebend beskou, omdat God dit beveel het. Die profete het mekaar se boeke as gesaghebend beskou. So vind ons in Daniël 9, hierdie woorde, in die eerste jaar van sy regering het ek Daniël in die boeke, watter boeke? Die boeke van sy mede-profete, wat beskikbaar was, gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhope van Jerusalem 70 volle jare was. Daniël het in Jeremia gelees dat die ballingskap 70 jaar sou duur. En hy kon op grond daarvan presies weet wanneer die terugkeer sou plaasvind. Hulle het mekaar se boeke as gesaghebend beskou. Psalm 119 besing die lof van die Here se woord. Vers 160 sê die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Maar bo alles, die Here Jesus Christus erken die gesag van die Ou Testament. Hoor wat sê Lukas 24 vers 44 en hy, dis Jesus sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, is die eerste 5 boeke, die profete en die psalms vervul moet word. Wat het ek vir julle in die begin gesê? Wat is die sentrale figuur in die Bybel? Jesus. Hier kom Jesus self en hy wys dit uit.
Alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, dis die hele Ou Testament, dit moes vervul word. Die Nuwe Testamentiese skrywers, ek het net vir u gesê, Jesus het 64 keer uit die Ou Testament aangehaal. Die Nuwe Testamentiese skrywers haal net so ruim aan uit die Ou Testament. 1 Korintiërs 15, 'n voorbeeld, vers 3 tot 4, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Waarvan praat hy as hy sê die skrifte? Hy praat van die Ou Testament. Alle teoloë en alle Bybelstudente sal dit onderskryf. Hy sê dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Hulle haal aan uit die Ou Testament. Handelinge 17 vers 2. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte. Onthou, die Nuwe Testament was nog nie daar in sy volle werklikheid nie. So al Bybel wat hulle gehad het, was die Ou Testament. Hulle noem dit die skrifte. In die jaar 457 voor Christus, in die tyd van Esra, is al die boeke van die Ou Testament, behalwe Nehemia en Maleagi, saamgevat in een boek. So, ons kan dus sê, 457 jaar voor Christus, was daar al amper 'n volledige Ou Testament, behalwe dat dit Nehemia en Maleagi nie bevat het nie. Maar in die jaar 90 na Christus, het die synode van Jamnia, dis daar naby Joppe, in Israel, het hulle finaal die 39 boeke van die Ou Testament bevestig. So wat ek vanaand kan weet is, vir baie jare was dit erken as die Ou Testament, as die skrifte, maar eers in die jaar 90 na Christus het hierdie synode die 39 boeke bevestig as kanonies, as die Ou Testament. Ons kyk 'n bietjie na die Nuwe Testament. Mag nou vanaand ook 'n bietjie na geskiedenis klink, maar u moet 'n oorsig kry. As u nie weet waar u vandaan kom, soos ek gesê het, jy kan nie waardeer wat jy het nie, en weet ook nie waarheen u op pad is nie. Hoe het dit gebeur dat die Nuwe Testament tot stand gekom het? Daar 27 boeke. Teen die einde van die 1ste eeu, met ander woorde 100 na Christus, met ander woorde, Jesus is gekruisig op 33, so 70 jaar na sy kruisiging, was die hele Nuwe Testament reeds as gesaghebend aanvaar. Hoekom? Die skrywers het nog geleef en was bekend. So dit was eerstehandse getuies. Die feite waarvan hulle skrywe in die Nuwe Testament kon nagegaan word. Die eerste kerkvaders, met ander woorde, dis die persone wat direk na die 12 apostels geleef het. Hulle het die 12 apostels geken. Hulle het die Nuwe Testament as skrif aangehaal. Ons sien dus dat Lukas, en hy was 'n mediese dokter, hy skrywe in Lukas 1 vers 1 tot 4, hy sê, aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af, wat was? Ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf wat gedoen het, alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. So is nie sommer net 'n klomp boeke wat saamgeflans is nie. Nee, dis dinge, daar was ooggetuies. Daar was noukeurige ondersoek gedoen. Mense kon met volle sekerheid weet, dit is die waarheid. Petrus skryf in 2 Petrus 1 vers 16, hy sê, want ons het nie
kunstig verdigte fabels nagevolg nie. Wat is 'n fabel? Dis 'n storie, dis 'n feeverhaal. Toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar ons was wat? Aanskouers van sy majesteit. Die goed wat ons julle van vertel, ons het dit gesien. Ons is getuies daarvan. 1 Johannes 1 vers 1 tot 3. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Dis hoekom ons van die Bybel praat as kanonies. Woord kanonies kom van kanei, kanon wat beteken maatstaf, riet, meetinstrument. Die Bybelse boeke is gemeet en dit het gemaak dat dit uitstyg bo alle ander geskrifte wat nie geverifieer kon word nie. Die Bybel kan getoets word. So sien ons dat wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers, soos Paulus byvoorbeeld aan die Kolossense geskryf het, dan het hy nie net aan die Kolossense geskryf nie. Hoor wat sê hy, en wanneer hierdie brief, Kolossense 4 vers 16, wanneer hierdie brief, die brief aan die Kolossense, by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word. So die briewe wat hulle geskryf het, is versprei onder al die gemeentes, want dit was beskou as die woord van God. En dat julle ook die lees wat uit Laodicea geskryf is. 1 Tessalonisense 5 vers 27. Ek besweer julle dan by die Here dat hierdie brief, Tessalonisense, aan al die heilige broeders voorgelees word. So dis wel gerig aan een gemeente, maar dit moet versprei word. 2 Petrus 3 vers 15 en 16. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe. Hier maak Petrus melding van Paulus se briewe, en hy praat van al die briewe wat Paulus geskryf het. So die eerste kerk het hierdie briewe as gesaghebend, as die waarheid, as die woord van God beskou. Hoekom? Die skrywers het nog gelewe, dit het in hulle tyd gebeur, daar was baie getuies, dit kon geverifieer word, soos nie net 'n storie wat opgeteken is in een of ander boek nie. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Wat sin speel Paulus hierop? Hy sin speel dat daar nog ander briewe ook in omloop is. Want hy sê daar, julle moenie julle verstand verloor of verskrik word deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees nie. En baie van hierdie apokriewe boeke is geskrywe in die naam van die apostels. En is hulle dit nooit geskryf nie. En hier kom Paulus, hy sê, moenie elke brief aanvaar as gesaghebend nie. Asof ons dit geskryf het, al gebruik hulle ons naam nie. So ons sien reeds in die eerste eeu, dat die kerk onderskei het tussen watter briewe is gesaghebend, kanonies, Bybels, en watter is vals. Kan jy sien? So, hierdie Bybel het deur 'n toetsingproses gegaan. Dit wat ek het in ons hande, kan ons weet is beproef.
is die woord van God. En ek gaan volgende week vir u dinge wys, baie interessant, baie meer interessant dalk as vanaand se aanbieding, van dat uit verskillende hoeke, hoe dat die Bybel eintlik 'n wonder is. Geen ander boek kan daarmee vergelyk word nie. Maar ons sien, dit het 'n pad gevat. In die jaar 367 na Christus het Athanasius van Alexandrië, dit is in Egipte, in 'n brief al 27 boeke gelys. Onthou, dit was al reeds in die jaar 100 na Christus deur die kerk aanvaar, en hier kom Athanasius, en in die jaar 367 na Christus lys hy hierdie 27 boeke, en hy sê, dis die Nuwe Testament. Tydens 2 kerkvergaderings, Hippo 393 na Christus en Karthago, dink dis ook in Egipte, 397 na Christus is hierdie lys bevestig. Wat wil ek hê jy moet agterkom? Waar kom ons Bybel vandaan? Dit was nie maar 'n saamskraap en 'n saamraap van 'n klomp geskrifte nie. Daar was vergadering op vergadering gehou deur groot godsmanne. Daar's besing, daar's gepraat, daar's gemeet, daar's getoets, daar's nagespeur, daar's ondersoek gedoen. En dan het hulle gesê, maar hierdie boeke, dit dra gesag, en daardie boeke dra geen gesag nie. So die Bybel het deur al hierdie eeue ontstaan en uitgestyg bo alle ander boeke, juis as gevolg van die feit dat jy dit kon meet, kon toets, dat jy kon navorsing doen daaroor. Geen mens of kerk het die Bybel saamgestel nie. Daar kon slegs erken word dat die woord van God, wat die woord van God self gedoen het, naamlik om bo al hierdie ander boeke uit te styg. Daar's byvoorbeeld die Nuwe Testamentiese apokriewe. Onthou, die woord apokriewe boek beteken, apokrief beteken om te bedek, terwyl ons glo die woord van God is juis om te openbaar. Vat byvoorbeeld die oer-evangelie van Jakobus. Hier is 'n skrywer wat gebruik gemaak het of misbruik gemaak het van die naam van Jakobus. Dit was nie Jakobus wat dit geskryf het nie, die evangelie van Thomas, was nie Thomas wat dit geskryf het nie, die evangelie van Petrus, was nie hy wat dit geskryf het nie, en so kan jy afgaan. Daar's byvoorbeeld die Handelinge van Paulus. In elk geval, hierdie boeke het eers ontstaan 2 tot 5 eeue na Christus. Lang na die eerste boeke van die Bybel, Nuwe Testamentiese boeke geskryf is, 2 tot 5 eeue, 200 tot 500 jaar na Christus. Nou kom ek lees vir u iets, dan gaan jy dadelik agterkom, dit klink nie soos die Bybel nie. Onthou, dis in die Roomse Katholieke Kerk se Bybel, as deel van hulle Bybel, so hulle het nie net 66 boeke nie, hulle het hierdie plus die 66. Dit gaan oor die Here Jesus se kinderdae. En hulle sê dit kom uit die evangelie van Thomas, hoofstuk 4 vers 1 tot 2. Na dit het hy, dis nou Jesus, weer deur die dorp gegaan, en 'n seun het aangehardloop en hom teen die skouer gestamp. Want nou Jesus is nou 'n klein seentjie. Nou loop hy deur die dorp en nou kom 'n ander seentjie en die stamp hom teen sy skouer. En Jesus het hom geërg, met ander woorde, hy het hom vererg, en vir hom gesê, jy sal nie jou loop voltooi nie. En onmiddellik het hy neergeval en gesterwe. Klink dit vir u soos die Jesus van die Bybel? En party van die wat dit sien gebeur het gesê, van waar is hierdie kind gebore dat elke woord van hom in 'n volgroeide daad is? En die ouers van die gestorwe het na Josef gekom en hom beskuldig en gesê, jy wat so 'n kind het, kan nie by ons op die dorp bly woon nie, of anders moet jy hom leer om te seën en nie te vloek nie, want hy maak ons kinders dood. Klink dit vir soos die Bybel?
Selfs 'n gewone leek kan onderskei, maar dit klink nie soos die Bybel nie. Want dis nie die Here Jesus wat ons leer ken nie. En ek meen, geen een van hierdie goed kan getoets of geverifieer word nie. En dis honderde jare geskrywe na Jesus. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê die hele skrif van Genesis tot Openbaring is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. Mense wat hierdie saak ondersoek het rondom die kanonisering van die Bybel, hierdie kerkvergaderings, manne wat onder die leiding van die Heilige Gees gesê het, hierdie 66 boeke lewer getuienis dat hulle van God is, soos geen ander geskrif nie. Hulle sê, hierdie skrif, ons het niks meer nodig as dit nie, ons het niks minder as dit nodig nie. Alles wat in daardie 66 boeke staan, is wat ons nodig het om volkome voor God te wees, en volkome vir elke werk toegerus te wees. Broeder en suster, u kan maar vertrou op die woord van God. Volgende week gaan ons kyk na die wonder van die Bybel. Dinge wat u asem sal wegslaan. Wat wie sal sê, geen mens, selfs geen rekenaar, sou in staat kon wees om die Bybel saam te stel, soos wat hy wel saamgestel is. Mag die Here sy woord aan ons harte seën.